Ek wil vanmôre oor die belangrikste ding van alles praat, en dit is die tema wat die Here my gegee het, wat ek vir u wil sê met alle respek, wat enige gawe, enige talent, enige gebore talent, of selfs God gegewe talent, vir jou kan afrond, en dit is die salwing. Sê gou vir een langs jou, die salwing. Die salwing is die Heilige Gees. Amen. Is jy opgewonde? Ek is opgewonde. Praise the Lord. Ek wil graag vanmôre met u deel oor die salwing sterf nie. Baie mense het baie dinge te sê, en ongelukkig die laaste tyd sal ons baie hoor, sê ja, maar die salwing is nie in die kerk nie. Jy was dan nog nie in die regte kerk nie, Boeta, kom by die regte kerk uit. Want die salwing van die Heilige Gees is nog teenwoordig, hy is nog werksaam, hy is nog steeds net wie hy is, hy werk net in ander vorme, by steeds wie hy is. Amen. 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 Praise the Lord. Teksverse vanmôre wat ek gou vir u wil aanhaal is 3 versies. 1 Johannes 2 vers 27 sê, en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie. Maar soos dieselfde salwing julle leer aangaande alle dinge, en waar is, en geen leuen is nie, en soos julle geleer het, so moet julle daarin bly. My gesalf het. Sê vanmôre saam met my hierdie woorde, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het. Kom ons gee hom eer. Halleluja. Sabaronda kasababayendai. Daar is hierdie groot ding in God se koninkryk wat nie kan sterf nie, en dis die salwing. Hulle kan mense se liggame begrawe, hulle kan kerke se deure sluit, hulle kan profete se monde toestuit en toemaak en stilmaak, maar die salwing sal hulle nooit kan onderdruk nie. Is soos 'n fontein, sê die woord, as jy by die een plek om toedruk, dan borrel hy by 'n ander plek uit, en dis wat vandag gebeur in die kerk daar buite, die gemeentes en die kerke wat om toedruk, dan borrel hy by 'n ander plek uit, want die salwing sal triomfeer, sê amen. Halleluja. Dit is vir my baie, baie belangrik dat ons hierdie saak moet verstaan, want die salwing sal nie sterf nie. Ek is besig met God in hierdie week. Ek sê, Here, ek wil graag by hierdie spesiale geleentheid, wil ek 'n woord bring, 'n woord wat die ouens met geleerdheid bietjie prikkel, maar ook 'n woord wat die eenvoudiges van iets kan ontvang. En baie keer, ek het die eerste keer toe ek my eerste doktoraal doen, het ek gesê, Here, moet ek nou bietjie meer intelligent praat, dat ek ook daarom nou slim lyk, en ek sê, Here, maar dis nie jackpotgieter nie. Ek is maar net u diensknegt, ek is 'n eenvoudige mens wat u gestuur het om vir die eenvoudiges hoop te gee. En daarom wil ek bly net by dit wat u en ek kan verstaan uit die woord uit, en ek begin werk aan iets dieps oor die dieptes van God, en ek vat dit gistermôre. Was dit gistermôre of vrydagmôre? Kyk ek so en ek vat hom en ek delete my hele preek wat ek geskryf het. En die Here sê vir my, praat oor die salwing. En ek wil vanmôre met u praat oor die salwing, en niks anders as die salwing nie. Sabaronda kasababayenda. Elia, profeet van God, het opgevaar, maar sy salwing het agtergebly. As ons gaan kyk, die oomblik toe daai mantel val, was dit die sigbare teken van 'n onsigbare werklikheid, wat agtergebly het vir Elisa. Ek wil hê jy moet vanmôre my mooi hoor, die oomblik toe die profeet van God opvaar, lewendig in die hemel in, Elia, was Elisa se begeerte dat 'n dubbele deel van die Gees van God in jou lewe op my kom. Hy sê, as jy my sien opvaar, sal dit so wees. Halleluja, en toe hy opvaar, toe val sy mantel. En toe Elisa hom optel, toe kom dit oor sy lewe. Dit was die sigbare teken van 'n onsigbare werklikheid in sy lewe. Halleluja, en dieselfde Gees wat op Elia geheers het, het op Elisa geheers, maar op 'n dubbele maat. Amen. Die salwing verander vorm, maar dit verloor nooit sy krag nie. Die sigbare salwing wat ons ken, en ek wil vanmôre met u praat, en ek gaan van julle so 'n bietjie skok, maar ek is ook nie ek as ek nie skok nie. So sit vas, hou vas, ek gaan nie skok. Ek hou daarvan.
Die sigbare salwing is die olie. Ek gaan nie nou my storie vertel nie, anders gaan ek vooruit hardloop. Die sigbare salwing is die olie. In die Ou Testament was 'n teken van God se keuse en aanstelling was olie. Olie was gebruik. As ons begin Eksodus 30 vers 30, die priesters is met olie gesalf. Die konings kom in 1 Samuel 16 vers 13, gaan hy en vorentoe, toe het Samuel die oliehoring geneem en hom gesalf. Hulle was gesalf met olie. Olie het gewys, hier is God se hand, hier is sy guns, hier is sy krag, dis my gesalfde, die olie was op sy hoof aangewend. Amen. Ok, kom ons gaan verder. Maar dit was 'n uiterlike teken, die olie, van iets groters wat innerlik gebeur het. Amen. Dink jy die olie buite alleen was genoeg? Stellig nie. Die olie buite was net 'n teken van wat innerlik gebeur het. Die liggaam is gesalf, maar die gees van God het op die mens gekom. Die innerlike salwing wat ons het, is die Heilige Gees. Toe Jesus kom, verander hy alles. Ja, toe verander hy alles. Ek sit in die kar op pad Beaufort West toe, ons het genesingsdienste, ons het 'n miracle week wat daar gaan plaasvind. En ek is bekommerd en ek is op my senuwees en ek probeer alles reg kry en ek worry want dinge moet gebeur. Jy kan ons nou nie praat of adverteer miracle week en daar's geen miracles nie. Wat sê jy miracle dan in die week? En ek sê, Here, jy moet help, en terwyl ek besig is om te bid en ek vra my vrou, het jy salfolie in? Het jy salfolie? Ja, dis daai van Israel en hy ruik so lekker. En ons is opgewonde en die Here sê vir my, waar het ek olie gebruik? Nou is my babbel eers gebars vir so rukkie. Kom net eers gou by myself. En nou dink ek mooi. Okay, Jakobus sê, laat hulle hom salf en vir hom bid en hande op hom lê, die ouderlinge, en hy gaan gesond word. En ek dink ergens die evangelies praat iets van olie en verder glad nie. Jesus het nie eenhou vir wie hy gebid het, vir genesing gesalf nie. Met olie nie. Haai kerk, julle is besig met te dwaal leer. Pas op, moenie laat die ou julle verkeerd leer nie. Ek het net so geskrik soos julle. Kom ek vertel julle verder. Ek sê nie hier, jy mag nie olie gebruik nie, mag die Here jy help om mooi te luister. Maar Jesus verander alles, want die woord wat sê Jesus Christus kom, halleluja, beteken, Christus beteken, die gesalfde. Het jy het geweet? Christus beteken, die gesalfde. Die gesalfde een is eintlik presies wat dit beteken. En hy sê in Johannes 14 vers 17 sê hy, die gees van die waarheid, hy bly in julle en sal in julle wees. So dis nie meer 'n salwing wat weggeneem word nie, dis 'n salwing wat kom en is 'n salwing wat bly en is 'n salwing wat nie kan sterf nie. Kom ons gee die Here eer. Die Heilige Gees is die salwing van God. Halleluja. En hy woon binne ons. Glory to God. Die olie was 'n simbool, maar die Heilige Gees is nou die werklikheid. As olie op sigself die salwing was, dan het Shoprite en Spar geweldig baie salwing. Is soos koekies en druiwesap. Dit verteenwoordig iets groter. Daarom het dit vir ons waarde, want vanmôre is hierdie nie vir ons net 'n koekie en druiwesap nie. Vanmôre is hierdie die liggaam van Jesus Christus, die liggaam van ons koning. Halleluja! En die olie is vir ons vanmôre nie olyfolie, kookolie, soetolie, kasterolie, wat se olie jy wil hê nie. Dis nie Israeliese olie waar die krag lê nie. Dis in die bloed van Jesus. Dis waar die krag lê. Mense is so besig met die regte resep om olies aan te maak. Dan moet jy maar saam met dit vir jou die offer gaan soek ook. Vat dit vanmôre. Jy kan amen of eina sê. As jy vanmôre dink jou genesing en krag lê in die tipe olie wat jy gebruik, dan is jy nog besig met die wet.
Christus is die gesalfde, dis die volmaakte olie wat by ons uitgekom het. Daardeur veroordeel ek nou nie iemand wat 'n lekker ryk olietjie wil maak nie. Ek het ook al mense gesalf met olie wat ek aan nadink, o Here, wees hulle genadig, die goed stink. Dis lekker om 'n lekker olietjie te hê as jy mense salf. Maar ek wil vir jou sê, baie van ons glo, jy kan nie vir iemand bid as jy hulle nie salf nie. Ek het so gedink. Hoorie, maar waar is die olie? Ek sê dan, waar is die olie? En as ek ook hier saamvat, hy's my olieman. Ek het my oliemasjien saamgevat. En ek vang hom uit sy hand uit. Toe vang ek hom nou vir amper sê ek vir 'n sakker. Toe daar kom toe een van die roll-on olies. Ek kan hom nie roll-on nie, so ek vang hulle soms op die kop. Nou is ek ook bang, mense het mos snaakse geloof, nou maak ek 'n kruis, Nee, ek doen nie dit nie, ek maak nie 'n sirkel, ek wil net genoeg olie op jou kry. Maar oké, langs die kort te maak, dis nie die olie wat die werk doen nie. Dis my Jesus Christus wat die werk doen. Hy het dit gedoen en hy doen dit weer. Hy's die krag van God, hy's die heerlikheid van God. Hy doen dit, amen. Woo, glory to God. Die priesters vroeër het olie op hulle koppe gehad. Ons het olie in ons harte. Glory to God. Die priesters vroeër was uitgesonder en hy het sy spesiale priesterkleed aangehad en dan kry hy die olie op die kop, wat beteken nou het hy die reg, die mandaat by die mense gekry, ook baie keer daarin deur opdrag van God om te kan sê jy is vergewe en alles wat hulle doen. Vandag word ons gevul deur die Heilige Gees en deur sy bloed, deur sy wonde kan ek vir elkeen op enige tyd deur die mandaat wat aan my gegee is, deur Jesus wat in my woon, kan ek u hande oplê en u sal gesond word. Amen. Ek hoop vanmôre gaan iets vir u oop. Nou is die Gees binne die priester en die profeet, nie meer buite op hom nie. Nou begin hy, soos die wet het van buite af gewerk, en dan daai hierdie goedjies, ek het vir u gewys soos Israel video, ek het regtig was bang, ergens gaan Leon Schuster uitspring, want ek kon nie glo daar bestaan nog sulke goed, dat ouens so loop met die blokkies hier op hulle, en sit die strap styf, dat die velle staan sommer so snaaks, hulle lyk soos hierdie vrou wat 'n size 14 is, wat 'n size 10 aantrek, dit staan so styf, en dan loop hulle rond heeldag, en lees die wet, terwyl hulle loop, lees hulle die Torah, en dit is vir hulle baie diep saak, hy doen dit elke dag van sy lewe, sy hele lewe lang, maar hy kom nie in kontak met God nie. Want niemand gaan na die Vader, behalwe die Here Jesus nie. Dis wat my Bybel sê. Kom ons gaan aan, ek raak opgewonde. Halleluja, Johannes 7:38 sê, wie in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste uitvloei. Halleluja. Die salwing het nie opgehou met Elia nie, en dit het nie met Jesus opgehou, met Jesus se hemelvaart nie, dit het nie opgehou met die disippels nie, want die Gees leef voort in u en in my, sê vir die een langs jou, die salwing is in my. Woo, glory to God. Maar ek vra vanmôre vir jou, is daar strome van lewende water wat uitkom? Die erfenis van die salwing kan nie geërf word deur jou bloedlyn nie. Die salwing kan nie vir jou gegee word deur jou geleerdheid nie. Salwing kom deur oorgawe wat ek maak om God te erken en te bely vir wie hy is. Amen. Dis hoe salwing kom. Elisa moes Elia volg. Hy moes die mantel optel en hy moes Elia navolg vir wat hy gedoen het, wat hy gesê het en wat hy geleer het. En sodoende het die salwing op hom gekom. Amen. Jy gaan nie die salwing kry as jy nie. You can't talk the talk if you are not willing to walk the walk. Jy moet die pad wil stap en sê, Here, hier is ek. Mense wil vandag profete wees en hulle wil groot salwing hê, maar vra vir hom waar sy gebedslewe en vra vir jou, wat's dit? Smeer ek dit voor die peanut of na die peanut op my brood? Hulle het nie idee wat sit nie. Vra vir hom waar sy Bybel. Hy het nie idee nie, hy weet ergens is 'n Bybel app, so hy wys gou sy foon, maar moenie vir hom sê, wys my app op jou foon nie. Hy gaan hom nie kry nie, want hy's gehaai daar ergens tussen die argiewe. Ek vra vandag vir jou, as die woord van God nie lewendig in jou is nie, is die salwing nie teenwoordig en tasbaar en uitloopbaar uit jou lewe nie. Amen.
Hy het geroep, laat daar tog 'n dubbele deel van die Gees oor my kom. Ek wil vandag vir jou sê, Jesus Christus soek nie net volgelinge van die bediening nie. Hy soek draers van sy salwing. As te veel mense wat dink Christendom gaan jou red. Ek het vir jou 'n surprise, Christendom gaan jou glad nie red nie. Die woord van die Here sê, God is gees, en hy kan net in gees aanbid word. Wat is gees? Die Heilige Gees. Wat is die Heilige Gees? Die salwing. Julle kyk my nou aan asof ek nou met julle Duits gepraat het. Moet ek dit stadig weer sê? God wil deur die Heilige Gees aanbid word. Wat beteken die Gees van God wat inkom? Want toe jy Jesus aanneem, toe klim Jesus nie in jou hartjie nie. Nee, ons leer die kinders verkeerd, papa, mama. Jesus kom nie in jou hartjie nie, want Jesus het gegaan om plek voor te berei. Die Heilige Gees kom in jou hartjie in. Dis die Gees van God, en nou bid ons vir die openbaarmaking van God se Gees, dat hy begin lewe. Dis soos die saadjie wat in die grond geplant is. Hy het ingekom, hy moet benat word, sodat hy kan opspring en vrug dra. Amen. Dis die verwagting, die saadjie is binne, benat hom, laat hy groei. Onthou julle daai taak wat ons gekry het, ek weet nie, was dit wetenskap in die ou dae nie. Toe het ons wetenskap gedoen met jy boontjie moes saamvat. Nou sit jy daai boontjie pit daar en dan gooi jy nou water vir hom tussen die wattetjies het hy gelê en dan gooi jy 'n bietjie water op. Dan kyk jy nou, as jy ook maar bang die ander man is in kom op en jou nou kom nie op nie. Kyk maar net so in. Eers die volgende dag 2, 3 dae sê, hey, hier's lewe. Dis tyd dat die lewe begin uitkom by kinders van die Here wat die salwing het. Want anders begin ek wonder of die saadjie wat in jou is, ooit werklik daar is. Oor vanmôre, volk van die Here, Sabaronda Kasababayendai, is hulle wat in my salwing dra. Hulle sal kinders van God genoem word. Die woord van die Here sê, hulle wat deur die Gees gelei word, sal kinders van God genoem word. Larabayenda Kasambasebendai. Halleluja. Elia was in Elisa as gevolg van die salwing. Jesus is in sy kerk as gevolg van die salwing. En wat in Pinkster geval het, brand binne ons as gevolg van die salwing. Ek glo olie was die skadu van die Gees wat sal kom. Na die kruis het die Heilige Gees die salwing self geword. Hy woon nou binne ons en ek het nie nodig om 'n botteltjie te gaan soek nie. Ek is sommer net so aan jou vat. Ek weet van getuies wat ek self gesien en beleef het. En dis mense wat jou sê, dat die salwing uit hulle hande uitkom, dat die olie uit hulle hande uitkom terwyl ons hande op siekes lê, dat dit vermeerder, soos die salwing deur my vloei na ander. I am anointed so that the anointing of the Holy Spirit can flow from me unto others. Amen. Amen. Hy moet opgewonde raak saam my, ek raak opgewonde saam julle. Die gebruik van olie kan steeds simbolies gebruik word. Niks fout daarmee nie, dit kan simbolies waarde hê. Maar dit dra op sigself geen krag nie. Olie alleen dra nie krag nie. Ek sê weer vir u, anders is daar maar 'n paar plekke wat baie salwing het. Soos ek vir u gesê het, hoendervleis hoek nie salwing nie, want dan het Kentucky baie. Die kerk het te veel fisiese goed gevat en dit wou waarde gee, want ons soek 'n idol. Sjoe, kom ons gaan dit weer sê. Ons soek iets wat ons kan sien, sodat ons van dit die krag kan maak. Die krag is dit wat ons nie kan sien nie. Woo, glory to God. Ek weet nie van u nie, maar ek voel die salwing vanmôre. 'n Ware salwing kan nie gesien word nie, en hy kan nie gebottel word nie. Denk jy nou, jy gaan die Heilige Gees kan bottel? Hierdie is 'n simbool, dis 'n baie mooi simbool. Pragtig. Maar hierdie is nie die salwing nie. Weet jy wat die salwing? Hierdie binne wat uitloop. Hey, glory to God. Prys sy naam. Die salwing bring vrug en krag. Dis die doel van die salwing. Hy sê julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Want die salwing sal deur julle vloei en julle sal
Hulle salf en hulle sal gesond word. Nee, julle sal hande op siekes lê en hulle sal gesond word. Julle sal duiwels uitdryf. Halleluja, want die salwing in julle sal oordra. Daarom sê woord, lê nie hastig iemand hande op nie. Ons kom by genesingsdiens, lekker opgewonde, Here, jy gaan werk. En dan kom een ding agter, volgende ek sien ek, hier's te veel mense wat hande op ander mensies lê. Jy bid vir hierdie ou, dan skielik lyk dit soos 'n seekat, dis net hande. Ek sê vir Renier, ek sê, hey Boeta, jy moet my nou mooi hoor. Môreaand is dit pappa se beurt. En wanneer ek bedien, lê niemand hulle hande op daai mense nie. Jy gaan staan agter, maak asof jy hulle wil vang as hulle val. Ek hou hulle gewoonlik regop. Maar, jy staan nie, hou hulle hande weg. Want iemand wat nie die salwing volkome in sy lewe het nie, waar ja nog duisternis is, sy bose gees dra ook oor. Sy verslawingsgees dra ook oor. Sy perversie dra ook oor. As jou lewe met God nie reg is nie, wees versigtig om jou hande op iemand te lê. Die Bybel sê, lê nie hastig hande op nie. Glory to God. Die salwing breek die jukke. Jesaja 10:27. Halleluja, dit bring genesing. Dit weet ons, Handelinge 10 vers 38. God het Jesus van Nasaret gesalf. Hy het rondgegaan en goed gedoen en almal gesond gemaak. En selfs hulle wat die duiwels besete was, het hy uitgedryf. Die salwing gee openbaring en wysheid. 1 Johannes 2 vers 27. Die salwing, as dit binne jou is, kan niemand hom steel nie. Ek wil nou nie snaaks so goed sê dat ek moeilikheid kry nie. Niemand kan die salwing steel. Kom ons los dit net daar. Niemand kan die salwing steel nie. As jy vanmôre die salwing koester, as jy die salwing het, niemand kan dit by jou wegvat nie. Jy kan die salwing onderdruk, jy kan die salwing nalat, maar niemand kan hom by jou steel nie. Jy moet jou salwing bewaar. Mag die Here u salf, mag die Here u seën. Kom ons gee die Here 'n bietjie hand. Amen. Die woord sê, vervolging, benoudheid, swaard. Sê aan al die dinge is ons meer as oorwinnaars. Geen omstandigheid, geen probleem, geen aanval, geen ondermyning, vernyn, jaloesie, manifestasie, demonstrasie, okkultiese bedrywigheid kan jou salwing steel nie. Jou salwing is jou salwing en my salwing is dit wat my behoud is. Die bose geeste val my aan. Ek kry laaste tyd baie drome van verskeurende geeste. En dan is dit die olifante wat my tap en staan sulke leeuwolwe wat my wil verskeur. En ek kry drome van slange, noem die slange wat my wil vat. Is als besig met aanvalle. Weet jy wat? Ek kyk hulle net. You can't touch me. Because I am protected by the blood of the Lamb. Daar's 'n olielaag oor my. Halleluja! Die salwing is oor my soos oor 'n eend. Gooi hom maar met water. Good luck. Vanmôre is die salwing my krag. Halleluja. Ek wil vanmôre vir jou sê, die salwing leef voort. Die salwing leef voort. Elia se salwing het voortgeleef en Elisa, wel in 'n ander vorm, maar het voortgeleef. Jesus se salwing leef voort in u en my, dalk in 'n ander vorm, maar hy leef voort. Vanmôre praat jy van jou ouma wat 'n salwing gehad het of jou oupa. Ek wil vanmôre vir jou sê, daai salwing kom op jou as jy daai mantel opneem. Terwyl ek besig is met dit waar die Here dit aan my openbaar is, terwyl ek so bid oor die salwing en besig is, dink ek aan getuienisse wat iemand vir my gesê het dat sy vrou is al oorlede 'n tyd en is hom baie hartseer en toe hy daar in die kamer kom waar sy altyd gebid het, toe sien hy haar gebedskombersie. Hy sê oomblik toe hy kombersie so vat en optel, toe hardloop die salwing so deur sy liggaam. Ek wil vandag vir jou sê, toe hulle kom, daai bende gaan, hulle het 'n ou iets aangedoen en met die bende gevegte het die ou die tydelike met ewige verwissel. En hy's toe nou dood en nou kom hulle daar en sien hier's moeilikheid. Hulle gryp hierdie ou, hulle gooi hom daar in 'n graf wat oop is. Hulle het 'n fout gemaak. Dit was Elisa se graf. Elisa het die salwing van Elia gehad.
Die oomblik toe daai dooie bene val op daai liggaam, daai verstorwe liggaam van Elisa, toe staan hy op. Ek dink toe hardloop hy voor hulle uit. Ek wil hê jy moet vandag weet, ek dink hulle het nog vinniger gehardloop toe hulle sien, Jesus, wie is hier in die huis? Ek wil hê jy moet vandag weet, die salwing gaan nie dood nie. Die salwing gaan nie dood nie. Kerk van God, luister mooi. As 'n prediker of enigiemand weer vir jou sê, die salwing is nie meer hier nie, dan sê jy, kom na ons toe, hy's by ons. Want as hy nie daar is nie, beteken dit hy was nie welkom nie. Hy het gekom waar hy welkom is. Vanmôre wil ek vir u sê, die salwing van die Heilige Gees is oordraagbaar. En die oomblik wanneer ek in die Gees bid en ek lê my hande op my seun, dan sal die salwing van die Heilige Gees van my af op hom vloei. En dit sal deur hom werk. Hoor vanmôre die woord van die Here. Daarom kom baie van ons nageslag en ons kinders slaan die bal verder as wat ons hom geslaan het. Hulle kom verder in die lewe as wat ons gekom het. Weet jy hoekom? Jou salwing dra oor en hy vermeerder. Hoekom vermeerder hy? Want iets wat lewe, groei en verander. Amen. Het julle al 'n dooie ding gesien verander? Verander hierdie pilaar van kleur dalk, maar ons moet dit doen. Nee, hy verander nie. Jy kan hom maar vashou en drukkies gee en doen wat jy wil. Hy verander nie. Maar verander mense? Die salwing bring 'n verandering. Omdat die salwing lewe, verander hy en vermeerder hy. Die salwing vanmôre wat jy het, wat jy oordra aan iemand anders, sal groei. In Jesus naam. Teensy hulle hom dooddruk, teensy hulle hom onderdruk, teensy hulle hom keer. Want die Gees, sê die woord, is die profeet onderworpe. Jesus, dis 'n harde een. Die Gees is die profeet onderworpe. Wat beteken as jy vanmôre nie wil nie, gaan God jou nie forceer nie. Amen. Ek het al geaansluit by die gym. En ek kan vir jou sê, daai jaar, die hele jaar, 365 dae, was vreeslike tyd in my lewe. Nie een keer van daai 365 dae het die Whites huis toe gehardloop en gesê, oefen my nie. Nie een keer het hulle voor my kon staan in die pad en my ore laat val nie. Ek het nie opgedaag nie. Ek het daarom betaal. Ek het dit daarom afgeskryf teen 'n goeie kos. Sodat ek kan oorbly lê, ander ouens kan fikse raak. Ek wil vandag vir jou sê, jy kan in die kerk wees, maar dit beteken nie jy het 'n salwing nie. Jy kan Jesus aanneem, maar dit beteken nie die salwing werk deur jou, as jy hom nie toelaat nie. Ek sluit vanmôre met dit. Wil jy nie die salwing vanmôre hê nie? Wil jy nie hê die Gees van God moet vir jou werk nie?